Die skriflesing is vanuit Romeine 6, en ek lees die 2020 vertaling, wat 'n nuwe vertaling is, en dit is baie fyn gedruk, dis hoekom ek nou maar 'n bril moet opsit. Dood vir die sonde en lewend vir God. Wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly voortleef, sodat die genade kan toeneem? Hoegenaamd nie. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons dan nog langer daarin bly leef? Of weet julle nie, dat ons wat in Christus Jesus ingedoop is, in sy dood ingedoop is nie? Deur die doop is ons dus saam met hom in die dood begrawe, sodat, net soos Christus deur die magtige heerlikheid van die Vader uit die dood opgewek is, ook ons so 'n nuwe lewe kan lei. As ons inderdaad met hom saamgegroei het in 'n dood soos syne, sal ons ook met hom saamgroei in 'n opstanding soos syne. Dit weet ons, dat ons ou mens saam met hom gekruisig is, sodat ons sondige bestaan tot niet gemaak kan word, en ons nie meer slawe van die sonde sal wees nie. Wie gesterf het, is immers vrygemaak van die sonde. As ons saam met Christus gesterf het, glo ons dat ons ook saam met hom sal leef. Ons weet dat Christus, nadat hy uit die dood opgewek is, nie weer sterf nie. Die dood het nie meer seggenskap oor hom nie. Van die dood wat hy gesterf het, het hy terwille van ons, of liewer terwille van die sonde, eens en vir altyd gesterf. Maar die lewe wat hy leef, leef hy vir God. Beskou julleself dan so, dat julle in Christus Jesus dood is vir die sonde, maar lewend vir God. Laat die sonde dan nie langer oor julle sterflike liggaam heers, om julle sy begeertes te laat gehoorsaam. Julle moet ook nie meer julle ledemate as wapens van ongeregtigheid tot beskikking van die sonde stel. Nee, as mense wat uit die dood lewend geword het, stel julle self tot beskikking van God, en julle ledemate as wapens van geregtigheid tot beskikking van God. Die sonde mag beslis nie oor julle heers nie. Julle is immers nie onder die wet nie, maar onder die genade. Tot sover lees ons saam. Mag die Here sy woord seën by die verkondiging daarvan. Ek het as tema gekies, deur Jesus word die mens bevry en ingewy tot lewe. Elke woord deurdink, deur Jesus, in Jesus, word die mens bevry, maar ook ingewy tot lewe. Dit is hoekom dit as 'n doopteks gebruik word, nie primêr omdat daar net 'n verwysing is na die doop nie, dit gaan oor die inlywing, dit gaan oor die deelname aan, die deel kry aan die Here Jesus. Dit is hoe ons daaroor moet dink. So ek wil begin met 'n storie om vir julle te vertel van 'n arend wat gevlieg het. Ek het die storie gekry by 'n teoloog wat daaroor geskryf het. Hy noem dit 'n parable. Hy noem dit 'n vorm van 'n gelykenis. Hy is Amerikaner en hy skryf, dit was wintertyd en die arend het gesweef naby die Niagara Falls. Ek was nog nooit daar nie, ek het al baie foto's gesien, en toe die arend afkyk, toe sien hy 'n karkas van 'n dier dryf daar op die rivier, maar dit is bitterkoud, ysig koud. En die karkas is meedoenloos, onafwendbaar op pad na die valle, waar dit dan oor die rand gaan stop. So terwyl dit op pad is, sak hy neer en hy gaan sit op die karkas en hy begin repe uit daardie karkas uit te skeer. En ons sal terugkom
na daardie gelykenis later. Want dit is nou belangrik om gewoon net te kyk na die teks as sodanig. En wat Paulus doen is, hy tree in gesprek. Hy verduidelik in hierdie brief met 'n betoog, 'n opbou. Hierdie betoog, 'n lang betoog wat op die ou einde eindig in hoofstuk 8. Maar wat hy doen is, hy vra aan mekaar vra. Want een van die eerste dinge wat hy dan na verwys is, die hele kwessie van, kan 'n gelowige dan nou aanhou sondig? Is dit hoegenaamd dan 'n moontlikheid? Want hoe werk dit? Deur die wet het daar 'n bewussyn van sonde gekom. As jy nie die wet gehad het nie, dan was daar nie 'n bewussyn van sonde nie. Dat jy nie besef wat die oortreding is, soos wat jy dit al hoe meer bestudeer, meer raak jy bewus van jou oortreding. Maar nou, sê Paulus, het ons tot geloof gekom deur die genade, deur die versoening wat Jesus Christus bewerkstellig het. En dit het ons gelees. Dit alles het hy vir ons gedoen, deur te sterf. So daarom, die implikasie, dis asof hy antisipeer, as hy so oor die genade praat, dat daar mense gaan wees, en dit is vandag nog so. Die oomblik as jy oor die genade praat, en jy preek sterk oor die genade, dan is daar altyd mense wat sê, ja, maar, jy moet onthou, die wet, jy moet onthou, die opdrag, so asof 'n mens nou gesê het, as jy oor die genade gepraat het, dat nou kan mense maar net doen wat hulle wil. Dit was nog nie eens genoem of gesê of gedink nie. Wat sê die teks? En ek dink dit is die belangrike saak wat ons by moet stilstaan. En dit is wat hy van praat, die verhouding tussen genade en die sonde. Hy sê, en hy sê dit kategories, hy sê allermins, dit kan tog nie, dis tog ondenkbaar, dat mense wat tot geloof gekom het, wat gered is, in die sonde sal wil bly voortleef, en in die sonde sal voortleef. Dit kan tog nie. Hoe is dit moontlik dat jy sulke gedagtes kan dink? Dis wat Paulus se uitgangspunt is. So allermins, in vers 15, dan besoek hy weer dieselfde teks. Maar, ons moet nou 'n stapie verder gaan. Hierdie klikker van my, het 'n time delay op, lyk dit vir my. Geef my die volgende sonde. Die sonde is belangrik. Om oor sonde te praat is belangrik. Dis allerbelangrik. Maar dit hang af hoe ons daaroor praat. Sonde is belangrik. Party mense sal vir jou sê, en ek het dit al gehad, dat hulle gesê het vir my, op 'n triomfantelike manier, omdat Christus in my leef, daarom kan ek nie meer sondig nie. Dis nie vir my moontlik om te sondig nie. Daar is sekere kerkgroeperinge waarin hulle sê, die priester in daai kerk kan nie sondig nie. Dis nie moontlik nie. Alles wat hy doen, is met ander woorde vlekkeloos en blaamloos. Hoe moet ons dan oor die sonde dink? Hoe moet ons daaroor nadink? Vryheid. Mense wil nie daaroor nadink. Hulle wil vry wees. Om 'n gelowige te wees, is om vry te wees. Ek wil nie oor sonde en verkeerde en oortreding, ek is gered. Vryheid. Ek voel die kerk belemmer my. Die dominee praat oor sonde vanoggend, is die laaste ding wat ek wou hoor. It's cramping my style. Ek hou van vryheid. Ek hou van om my eie kop te volg, om my eie ding te doen. Onthou julle die storieetjie van die pa wat altyd sy kinders, die pa en die ma, wat op 'n Sondagoggend altyd die kinders kerk toe gestuur het. Onthou julle, dis 'n ou storie. Hulle het self die kinders gaan aflaai, en dan het hulle gery, en dan na die tyd, dan vra hulle, wat het die dominee gepreek? Nou, soos die pa en ma ook, maar as die kinders ook nog nie vreeslike belang gehad daarby nie, hulle het ook nie lekker gevolg nie, en toe sê die seentjie vir die pa, ek dink, hy het oor die sonde gepreek.
En toe vra die pa vir die seentjie, nou wat sê hy van die sonde? En toe sê die seentjie, ek weet nie eintlik nie, maar ek dink hy's teen dit. Nou dit is 'n stokou grappie, nê? Van ek dink hy's teen dit. So, mense wil nie oor dit praat nie, dit vry. Ek het mense gehad toe ek in Nieu-Seeland kom, wat vir my gesê het, Freek, jy het nou verwys na sonde, hierdie wet gelees vandag. Dis nie ons manier van doen nie. Jy gaan mense vervreem as jy oor sulke dinge praat. Toe sê ek, reken, maar hoe moet ons dan oor sonde nadink? En wat is sonde? Nou dit is 'n preek vir 'n ander dag, want jy sien, dis nou die dilemma. Vir elke mens het sy eie stel sondes in sy en haar koppe, en daar's gewoonlik 'n klomp mense wat daaraan voldoen, wat oortree. Maar goed, kom ons praat dan oor die sonde. Hoe moet ons oor die sonde dink? Vryheid om te doen net wat jy wil, is 'n baie harde verslawing aan jouself. As jy jou eie kop volg, want dit is wat sonde eintlik is, 'n definisie van sonde te doen met rebellie en opstand, om nie die wil van God te doen nie, om nie Christus sentraal te stel nie. So dit beteken, dis 'n vorm van rebellie teen God. So jy wil eintlik 'n ander iemand in die sentrum hê as Jesus Christus. En dit is 'n vryheid om self te kan kies, om jou eie kop te volg volgens jou eie begeertes. Paulus sê, 'n gelowige is ingelyf in. Ingelyf in. So kom ons dink dadelik. Ingebind in. Deel gekry aan Jesus Christus. Ons moet nou nie te vinnig kyk nie. In Christus. Kyk weer na die teks as julle by die huis kom. Daar is nie aanvanklik sprake van 'n nuwe lewe nie. Die teks sê kategories, afgehandel, Christus het gesterf, 'n eenmalige gebeurtenis. Hy het gesterf, en ek gaan die klem nou baie sterk daarop lê. Wanneer ons in Christus glo, hom aanvaar as ons verlosser en saligmaker, dan is die teks waar wat hier ter sprake is. In Christus het ons gesterf aan die sonde, punt. Nou as julle mooi geluister, dan gaan julle sê, maak het net nou op 'n ander manier gepraat. Nee, ek het nie anders gepraat nie. Ek het op 'n manier met julle ingelei in 'n problematiek. Ek begelei julle in julle denkraamwerk, want dit is nodig dat daar 'n korreksie moet wees. En julle gaan verstaan soos wat ons die pad loop. Dis 'n broodnodige saak, want Paulus leer vir ons dit. Dit staan daar. Dit staan spesifiek so, dat in Christus is ons dood vir die sonde. As ons nie so daaroor dink nie, het ons baie komplikasies. Het ons baie implikasies. So omdat ek in Christus gedoop is, dit beteken omdat ek deel gekry het aan Christus, daarom moet ek baie mooi nadink dat ek gesterf het. Dis wat die teks sê. Het gesterf aan die sonde. Volgende. Omdat ons ingelyf is, ingebind is, verbintenis in Christus. Dit wat hy vir ons bewerkstellig het, want ons het deel aan dit wat hy gedoen het en wat hy beleef het. So stop net daar by die dood. So wat is die implikasie? Volgende een, asseblief. Ek moet myself daagliks daaraan herinner. Kommentatoren skryf so dan. Teoloog skryf so dan. Dis jou werklikheid. Dis jou werklikheid waaraan jy jouself moet herinner. Jy weet, ek het 'n vriend wat professor is in sielkunde, was in sielkunde, bedryfsielkunde, en ons het baie gepraat oor die plastisiteit van die brein en hoe die brein gevorm word. Hy het vir ons lesings aangebied as predikante daaroor. Hy was 'n dominee en toe het hy verder gestudeer en hy het 'n professor geword en hy het vir ons baie vertel van die plastisiteit van die brein. So die manier hoe jy praat, hoe jy dink, hoe die nuwe bane gevorm word, hoe al daardie vervorming plaasvind in die denkraamwerk. Paulus wat hy hier doen, inderwaarheid. En dis wat die vriend vir my ook gesê, hoe meer hy die Bybel lees,
meer hy die sielkunde bestudeer, hoe meer hy die Bybel lees, hoe meer sien hy dat die Bybel presies waar is, en dat die Bybel verstaan. So ek moet myself daagliks daaraan herinner, dat dit waar is van my, dat ek ingelyf is in Christus, en dat ek gesterf het aan die sonde in Christus. Nou is dit bloot hypotheties? Nee. Is dit bloot 'n va-ideaal? Nee. Want ons doen dit, ons dink verkeerd daaroor. So ek moet begin om myself in 'n sekere sin te herprogrammeer, volgens die waarheid wat die woord van my sê. Dis heeltemal wel moontlik om die sonde te doen. Dis moontlik. Maar, net so pas het ons gelees wat Paulus sê, dat ons dood is vir die sonde. So ek moet myself sien as iemand wat by geleentheid verkeerdelik, baie vreemd, teen alle grein, teen alle verwagting in staat is om dit te doen. Dis moontlik om dit te doen. So moenie vir 'n oomblik dink, ons is klaar volmaak nie. Maar dit beteken ook nie dat jy moet die verkeerde doen. Dis die kruks van die saak. En dit is wat baie mense dit verkeerd sien. Dis moontlik, ons het die potensiaal om te sondig. Maar dit gaan oor 'n keuse. Dit is nie iets wat jou tref, gewoon soos een of ander siekte nie. Dis nie dat die natuur van jou en my van so 'n aard is, dat ek gedoem is nie. En daar kom ons nou by die volgende geweldige belangrike saak. In Christus het ons van natuur verander. Jy moet dit vir jouself sê en herinner. Mens ek dit wat ek volgende met julle deel, is ou nuus uit die evangelie. Daarom praat hy in 2 Korintiërs 5 vers 17 van die nuwe skepping in Christus Jesus. Maar ons het so lank vir onsself wys gemaak dat ons eintlik niks gebeur nie. Ons het begin dink in terme van alles gaan eendag gebeur wanneer die wederkoms plaasvind of wanneer ek te sterwe kom. Dis nie waar nie. Met bekering, wanneer ons deel kry aan Christus, wanneer ons ingelyf is in Christus, dis wat Paulus sê, is ons dood vir die sonde. Daar is steeds 'n potensiaal om verkeerd te kies, maar is geen sins dat jou natuur weg van Christus af is nie. Die klem lê nie daar nie. Die klem lê wel dat ons in Christus nuut gemaak is om op 'n nuwe manier te lewe. Gaan lees dit. Die Bybel is vol sulke voorbeelde. Die Nuwe Testament verduidelik dit. Wat het gebeur met ons? Dat ons vir onsself is dit onsself oortuig dat ons maar eintlik kan aangaan, want ek kan nou nie anders nie. Ek is nou maar net so. Die ergste is om te sê ek is maar so gebore. Ek is so soos my pa. Ek is soos my ma. Dan sê jy eintlik met jou bekering het daar niks gebeur. Die bekering gaan eers in werking kom en die redding gaan eers in werking kom wanneer jy die dag sterf. Dis nie hoe die Bybel praat oor nie. Die Bybel praat van dat jy 'n nuwe natuur gekry het, dat jy deel is van 'n nuwe skepping, dat jy gesterf het aan die sonde en dat jy lewend is vir God. Jy het die potensiaal by geleentheid as daar die versoeking opkom, en dis hoekom hy vir ons die pad uit, die ek-basis laasweek, die ek-basis die pad uitgee. Kan julle verstaan hoe gevaarlik dit is om jouself wys te maak, jouself te troos? Ag, dit is nou maar net 'n ligte mistytjie, soos die een ou gesê het. Is net 'n ligte mistytjie, is nie regtig so belangrik nie. Dis uiters belangrik om te verstaan, ons is in Christus. Ons behoort aan Christus, ons het deel aan Christus. So, moenie wegkruip agter die potensiaal of agter die moontlikheid nie. Ons is nie gedoem om te sondig nie. That's a cop-out. Dis, as dan nou ooit 'n cop-out was, dan is dit. So volgende keer, as jy en ek die verkeerde wil doen,
as ons in vryheid ons eie kop wil volg en ons eie self wil bevredig, dan moet jy vir jouself sê, maar reken, is ek dan nou magteloos gebonde? Ek magteloos gebonde word weer deur U bevry. Ek het deel aan U. Waar lê in jou denkraamwerk die klem, die swaartepunt? Lê dit by die kant van ek magteloos gebonde, of lê dit by Christus is die oorwinnaar, hy het my gered, ingebind, hy maak my nuut. So ek is nie gedoem om te sondig nie. Wat dink jy gaan die Here sê? As ons eendag voor hom verduidelik, Here, ek kon nie anders nie. Die Heilige Gees was met my. Ek is gered, ek is vrygemaak. Ek het altyd vir die kinders dit so verduidelik. Ek het in my kop, in my eenvoudige denkraamwerk, het ek dit so gesien. Ek was klein. Dis nou nie kinders nie, ek kan vir hulle dit vertel. Ek was klein en toe stuur my oom en my tannie vir my, hulle het nie kinders gehad nie. En dis hy wat dood is, oorlede is, 'n jaar en 'n half terug toe ek hiernatoe gekom het, wat ek nie kon na sy begrafnis toe gaan, dit was my absoluut traumaties. Maar hulle stuur vir my toe 'n treinstel. Die blou treinstel, onthou julle? En dit was die wonderlikste geskenk wat ek kon hê. Dan het ek nou die treintjie op die spoor gesit, en dan jy so 'n knop wat jy draai op die transformator, en dan ry daai treintjie nou die rond, en dan ry hy al hoe vinniger, en dan wil jy graag hê hy moet om die draai net so vinnig ry soos op die gelykte. As op die draai kom, dan val hy af. En julle het seker Sky Electric gehad, né? Dan gebeur dieselfde. En dan wat doen jy? Jy sit hom weer terug op die spoor. En toe ek nog groter word, het ek gedink, dis 'n goeie beeld, want wat gebeur is, die Here, wanneer ek afval van die spoor af, dinge gaan goed. En vir 'n lang tyd bly ek op koers, en ek is op die gebaande weë. En dan vat ek die draai te wyd, of te vinnig, of te wat ook al. Hoe sê ons in goeie Afrikaans aan? Pushing my luck. Ek doen wat verkeerd is, en dan val ek van die spoor af. Wat doen die Here? Hy sit my terug op die spoor. Ek bly nie nou in sonde geval, en nou is dit nou maar verby, en die Here het my vergeet, en alles wat daarmee saamgaan. Nee. Ons moet anders dink. Ons moet belangrik nadink oor die sonde, maar dit heers nie oor my. Maar dan is daar 'n volgende stap, wat hy van praat, hy sê, jy met jou liggaam, as dit dan so is, en alles waar gaan lees dit mooi in detail, hy sê, as dit dan waar is, dan moet jy nou jou liggaam as werktuie in God, werktuie van geregtigheid in God se diens stel. So ons is nie net gered, en ons is nie net so gemaak dat ons nie meer moet sondig nie, ons is nou gemaak tot. Nou daar's 'n baie interessante vers, wat mense oor baie skryf. Toe Jesus gesterf het, nadat hy gesterf het, wat het hy begin doen? Hy het vir God geleef. Dit is wat hier ter sprake is. Sy gerigtheid was na God, die Vader. Wanneer ek en jy van die sonde gered is, verlos is, bevry is, word ek op koers gestel om te werk, te leef, te doen, soos Christus, want ek is ingebind in hom, soos hy, met die gerigtheid na die Vader. Gerig op God. So nou is dit 'n elke dag se besluit. Jy met jou liggaam, jou hande, voete, gereedskap, want die Bybel praat so daaroor, jou ledemate. In die kerkverband jou lidmate. Jy moet nie jouself beskikbaar stel vir dit wat verkeerd is, wat nie tot eer van God is nie. Wat nie tot eer van God is nie. Nou daar's 'n interessante woord wat daar gebruik word. So ek gaan 'n bietjie met 'n ompad kom na daai woord toe. Wie van julle hou van die Romeinse geskiedenis en die Griekse geskiedenis? 1, 2, 3. As ek nou sê 'n hoplied, wie sê, joh, ek weet wat is 'n hoplied? The 300. Wie van julle, as ek sê 300, onmiddellik, nee die Land Cruiser, nee. Want dis hoe baie ons hulle dink net aan 'n Land Cruiser 100, 200, is dat 'n 300, ek dink so. Weet jy hoe agter ek is? Ek kan nie daaraan dink nie. Maar, as jy nou dink oor die 300, as jy dink aan Spartans, the 300,
terloops, is nie heeltemal hoe dit in die film na vore kom. Daar's 'n hoplied. Fascinerende prentjie. Want daardie helm wat hy op sy kop en die spies wat hy in sy hand het, die ronde skild wat hy het, dit is gereedskap. Die Griekse woord is hopla. Hopla. Hoplite is daarvan afgeleid. Dis die woord wat gebruik word in die Nuwe Testament wanneer dit praat van jou ledemate, jou hopla. Jy moet nie jou gebruiksartikels gebruik tot ongeregtigheid. Dit moet gerig wees op God. So dit is 'n pragtige woord en 'n pragtige beeld. Ek hoop julle sal dit altyd onthou. Hulle was die spiesdraers. Julle moet gerus bietjie gaan nalees oor die Grieke en die Romeine, veral die Grieke in die oorgang van die Perse na die Griekse ryk. Maar dit is my altyd so kosbaar. Ek is aktief besig om my ledemate en my menswees en my gerigtheid, ek is besig planmatig om dit in diens te stel van God. Want ek is op koers en ek is op pad en ek het 'n visie en 'n missie om te doen wat God wil. Nie om myself te bevredig ten alle koste nie. Nie om in my eie kop te volg, want ek wil vry wees en net doen wat ek wil nie. Of is dit dalk wat ons doen? As ek nou baie stout was, dan het ek gesê, maar sê nie, steek 'n bietjie die hande op, wie van julle lê aan die oorwig aan die kant wat jy eintlik binne jou eie kop volg, en jou eie wil soek, en wat nou eintlik die verskoning gebruik van, maar jong, die sonde is maar deel van my, en wat daai verskoningkie gebruik in plaas daarvan om jou liggaam en jou menswees en jou gerigtheid soos Christus op God die Vader terug. En daai vraag kan jy maar vir jouself antwoord. Ek gaan nou nie daai vraag dat julle dit beantwoord nie. So, dis 'n anomalie om te bly sondig, aangesien ons daarin gesterf het. Dit moet jy vir jouself elke dag sê. As jy jouself uitvang, dat jy dit alweer as 'n verskoning gebruik of 'n escape route, weet dan, dis uitsonde. It's not supposed to be. That's unnatural. Dis onnatuurlik. Dit behoort nie so te wees nie. Volgende. Hoor wat skryf hierdie ou in sy Story of Romans. Since they are no longer in sin, they should no longer let sin into them. Ek sê dit want hy sê dit mooier as ek. Ons is nie in die sonde nie. Punt. Daarom kan jy nie die hele tyd wil die sonde in jou nie. So nou is ons terug by die arend. Want jy sien toe daardie arend nou op die karkas gaan sit. Ek het die geheim vir julle eintlik weggegee. En hy eet lekker. En hy skeer die repe uit. En hy hoor die water. En hy hoor die waterval nader kom, maar daar's nog tyd. En hy skeer die repe uit. En daar's nog tyd. En hy kom al hoe nader. Maar daar's tyd. Hy kan betyds kan hy wegkom. Daar's gevaar, maar hy kan betyds. En dis al hoe nader. En die dreuning word al hoe harder. En dan besef hy, dis die tyd. En dan maak hy sy kloue los. Maar hy kan nie. Want dit het vastgeëis op die gevriesde karkas. En hy's vas. En hy gaan saam met die karkas oor die afgrond. Het ek nodig om meer te sê? Dis voor die handligging. Dis 'n keuse wat gemaak is. Amen.